Goeiemôre by Kom Laat Ons Boeke Vat op die donderdagoggend die 11de Junie. Ek hoop jy het 'n wonderlike nagrus gehad. Ek het weer eens soos 'n klip geslaap vandag. Die weer buite by my is op die oomblik lekker bewolk. Het was gisteroggend gemis, dit het later oopgetrek en toe gistermiddag later weer toegetrek. Maar daarom so genoeg dat 'n klompie van die was gedroog geraak het en dat my vrou dit van die wasgoedlyn kon afhang. Vanoggend is dit weer, soos ek sê, lekker bewolk. Daar is so 'n liggie wat waai, maar ek sal nie sê dis 'n wind nie, dis meer 'n liggie wat trek en dis lekker winterskoue. So met ander woorde is nog steeds 'n wintersdag buite. Ons kyk hoe die dag verder gaan uitdraai. Maar ek hoop jy het 'n amazing donderdag. Ons bid vir jou 'n wonderlike donderdag toe. Die van julle wat julle Bybel saamgebring het, is meer as welkom om julle Bybels oop te maak. Die stukkie wat ons vanoggend gaan lees. Ons gaan 2 stukkies lees. Ons gaan begin en dan gaan ons afsluit met 'n stukkie. Ons gaan begin by Matteus en ons gaan afsluit met Matteus. Ons begin by Matteus 1 en ons gaan daar vanaf lees vanaf vers, nou moet ek mooi kyk, hoekom staan hier nie 'n versie, vanaf vers 18 tot en met vers 23. En as jy wil, kan jy oorslaan daarvan af, as ons gaan afsluit by Matteus 7, as jy gewoon 'n merkeltjie wil insit, Matteus 7, vanaf vers 9 tot 12. Die 2 stukkies ondersteun eintlik mekaar so baie, en toe ek nou die laaste stukkie vanoggend opsit, dink ek by myself, soek gou in die Bybel waar die Here dit sê, en toe kry ek die stukkie, en dink ek, wow, dit maak eintlik soveel sin, nadat 'n ou moet hierdie stukkie begin het. Miskien moet ons die praatwerk doen, voordat ons die leeswerk doen vanmôre. Die stukkie waaroor ons gaan gesels vanoggend gaan oor Josef, toe Maria swanger geword het, en wat hy besluit het. Kom ons lees eerder die stukkie eerste, dan praat ons daaroor. Want ek wil jou net verduidelik daarna wat eintlik hier gebeur het, en wat in my oë, en ek dink jy gaan saam met my sien wat hier gebeur het. Ek sê mos, as ons onsself inplaas in die situasie, in die stukkie plaas jouself vanoggend in Josef se skoene. As jy vir jou oggend in hierdie stukkie by Kom Laat Ons Boeke Vat, in hierdie stilte tyd vanoggend, in Josef se skoene plaas, jy miskien 'n bietjie meer sê, dan kan jy sien waar hy vandaan kom. Dan kan jy sien waar Josef vandaan kom en wat sy beplanning was, wat sy menslike beplanning was. So as jy vanoggend Josef was, onthou net in daai tye was dit heeltemal anders as vandag se tye. Ons praat nou van 'n hele klompie, honderde jare terug, duisende jare terug. So met ander woorde, ons praat van ver terug. Hulle gewoontes het verander, oor die jare het ons ook gewoontes verander, ons het wêrelds geraak. As jy hoor wat byvoorbeeld net die NG Kerk se reëls en regulasies was, en jy kyk net vandag, kom ons vat maar net die NG Kerk, en ons kyk na vandag toe, en jy kyk hoe dit vandag toegepas word, teen hoe dit toegepas was, kom ons praat van net so, ons praat nie eers van 100 jaar terug nie, ons praat van toe ek jonk was, ek is nou ver van 100 af, maar as jy kyk hoe dit toegepas word, die kerklike reëls toegepas word, teenoor vandag is dit heeltemal verskillend. So, toe was dit in hierdie geval 'n groot skande vir die man en die vrou as hulle verloof was, en die dame het swanger geraak. Maar kom ons lees hierdie stukkie, dan luister jy self wat hier gebeur. En toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit geblyk dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. En die swangerskap het vanaf die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou bring nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. En terwyl hy dit toe in gedagte gehad het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie,
wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Ek hoop Josef het goed onthou wat hy in hierdie droom wat aan hom in hierdie droom openbaar is. Ek dink as ek Josef was en jy was Josef, sou dit ook seker vir my op 'n stadium ontglip het later in my lewe. In die begin sou dit vars wees, hy sou dit verskriklik graag wou onthou, maar dit sou ook later aan feit en dan sou dit vergeet. Wat hy in die droom gehoor het is, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Daar staan nie, hy sal koning raak en hy sal die koning van die troon afstoot en koning raak. En nee, daar staan, is hy wat hulle van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God is by ons. Karen is nou nog op Mamasbury, toe ons op Mamasbury was ek op 'n stadium by die NG Kerk Swartland Noord. Die bordjie voor die kansel se naam is, daar staan Immanuel. Is altyd vir my so 'n pragtige naam gewees. God by ons, Immanuel. As ons vanoggend 'n bietjie kyk na hierdie stukkie, en soos ek sê, as ek en jy onsself plaas in Josef se skoene, sal jy miskien weet waar ek vandaan kom vanoggend deur te sê, Josef het maar presies wat ons sou doen, menslik opgetree. Hy het nie verder gedink nie, hy het 'n menslike besluit gedoen. En dis hoekom ek vanoggend sê, as ek en jy dieselfde besluit doen vanoggend, gister, môre, oormôre, en doen ons presies dieselfde fout wat Josef gedoen het. Dan dink jy nie, dis reg dat as 'n ou foute sien in die lewe, dan probeer jy die foute regstel in jou lewe nie. Die Bybel is daar lieflik om elke oggend vir my en jou 'n boodskap te bring, en elke oggend vir jou 'n woord te bring vir die dag. So miskien is vandag se boodskap vir jou op hierdie donderdagoggend die volgende: om nie soos Josef te wou optree in hierdie situasie nie. Hy het later nie maar sy oorspronklike beplanning. Maak die Hemelse Vader deel van jou besluite vandag. Is punt nommer 1 wat ek wil sê. Maak die Hemelse Vader deel van jou besluite vandag. Daarmee bedoel ek, praat met hom. Vra vir hom hulp. Vra hom vir raad. Maak hom deel van jou alledaagse lewe. Maak oop die deur en laat hy inkom. Moet hom nie buite laat staan sodat wanneer jy hom nodig het, die deur net kan oopmaak en sê, "Oké Jesus, ek het jou klaar gebruik, gaan maar weer uit en maak die deur toe nie," want daar is 'n fyn snytjie, as jy 'n forward slash insit na gebruik, dan kan jy doen misbruik. Daar is 'n fyn snyding tussen gebruik en misbruik. Dink miskien moet ons koppe laat sak vanoggend en sê, Here, ons vra om verskoning dat ons vir U so baie al in die verlede misbruik het en nie gebruik het nie. En natuurlik die belangrikste is, gee hom kans om die finale sê te sê. Gee vir Jesus kans om die finale sê te sê. Nou daarmee bedoel ek ook dat ons moet 'n bietjie fine-tuning doen en 'n bietjie ons ore en oë oopmaak, ons hart meer aanvanklik maak om te hoor. Josef het dit deur 'n droom gehoor. Dis dalk in jou geval vandag 'n vriend of 'n vriendin, 'n man of 'n vrou wat jou adviseer, wat jy sê, "Oké, dat ek 'n tweede keer dink. Ek het nou vandag iets gedoen sonder om die Here te vra om my te help." En kom ek stel dit gou vir jou so, dis soos om 'n klein kindjie te wees. Om vir die Here elke dag deel te maak van jou lewe is soos baba skoentjies. Jy moet triekies vir triekies loop. Dan sal jy laterand kan kruip. Dan sal jy laterand kan staan en aan meubels vashou en baie keer omval. En dan sal jy laterand begin groot raak, begin stap.
en groei in die woord, groei in die Here, groei in sy skoene, moet ek miskien dit sê. Ek gaan die paar goedjies noem vir jou weer vandag, en dan gaan ons aangaan na die laaste stukkie toe, waarmee ek gaan afsluit, is praat met hom, vra vir hom hulp, vra hom vir raad, maak hom deel van jou alledaagse lewe, maak oop die deur, laat hom inkom, moet hom nie buite laat staan, totdat jy hom wil gebruik, misbruik nie, gee hom kans, om die finale sê te sê. En weet julle, toe ek vanoggend die laaste stukkie doen, toe dink ek, dit beteken eintlik maar net die volgende, dit beteken, raak leeg van jouself, en vol van die Vader. Dink jy, ons kan werklik vol raak van die Vader, as ons nog steeds ons eie besluite wil neem, ons eie kop wil kap, ons eie kop wil stamp, en nie die Here geleentheid gee nie. Glo in die Here, vertrou die Here. Nou, ek wil afsluit met die stukkie uit Matteus 7 vanaf vers 9 tot 12, is my afsluitstukkie vanoggend wat sê, jou hemelse Vader wil net die beste dinge vir jou gee. Dit sluit aan by die stukkie wat ek nou gesê het. Met ander woorde, maak ons Vader deel van jou lewe. Praat met hom elke dag, maak hom deel van jou besluite. En as jy agtergekom het, jy het 'n besluit geneem sonder hom, sê vir hom, jy vra hom verskoning, hy moet deur die Heilige Gees vir jou help om volgende keer 'n bietjie beter op te tree. Moenie soos Josef besluit nie, die Josef se droom het hom sy hele lewe laat verander. So miskien kan jy vanoggend tydens hierdie dag dat die Here jou lewe heeltemal verander. Jou hemelse Vader wil net die beste dinge vir jou gee. As jy 'n pappa of 'n mamma is, ek sê die mamma gedeelte by vir daai oggend, want dit is so, behoort jy dit goed te verstaan. Jy wil mos graag net goeie dinge vir jou kinders hê. Nie waar nie? En as jou kind vir jou 'n stukkie brood kom vra om te eet, sal jy nie vir hom 'n klip gee nie. En jy sal ook nie vir hom iets slegs soos 'n slang gee as hy 'n vis wil hê om te eet nie. Nou ja, God maak ook nie so met sy kinders nie. En as julle klomp slegte mense net goeie dinge vir julle eie kinders gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader dit dan nie doen nie. Ek verseker julle, hy sal net die beste dinge gee vir diegene wat hom daarvoor vra. En as daar een goue reël is waarvolgens julle moet lewe, is dit die volgende: vra julle elke dag af hoe julle wil hê ander mense moet teenoor julle moet optree. Gaan tree dan eers so teenoor hulle op. As julle so leef, doen julle alles wat die Bybel van julle vra. Ons liefde vir die hemelse Vader, ons kom sit vanoggend in die voete, voor u voete, ons kyk op na u en ons sê, Here, dankie vir vanoggend se stukkie. Dit maak weer oop en ons sien weer hoe ons foute maak elke dag. En ons nie werklik doen wat u graag vra ons moet doen nie. Ons maak baie foute, Here. En ons vra u vergeef asseblief ons foute vanoggend. Help ons deur die Heilige Gees om ons foute te openbaar in ons, dat ons regstellings kan doen. Help ons met die Heilige Gees om die regstelling te doen, want ons self, Here, is te swak om daai regstellings te doen. Maar met u langs ons is ons definitief sterk genoeg, want vir u is alles moontlik. Help ons ook om ons skuldenaars te vergewe, Here. Help ons vanoggend op hierdie donderdagoggend, op hierdie pragtige donderdag, wintersdonderdagoggend, nuwe kans, 'n nuwe dag, 'n nuwe geleenthede, Here, die dag spesiaal vir my en jou geskep. Dankie daarvoor, Here. Vra u asseblief om vanoggend vir ons te help om my baadjie van liefde aan te trek, en die belangrikste, Here, is om die liefde uit te lewe teenoor almal rondom ons. Maak ons tweemaal dink, maak ons dat ons vir u deel maak van ons lewe vanoggend. Dat ons nie vir u buite op die stoep laat staan nie, dat ons die deur sal oopmaak en die Here sê, kom in, kom sit by my aan die tafel, raak deel van my, dat ek vir u die goue kalf slag. Dankie, Here, dat u lief is vir ons, en dankie, Here, dat u my vergewe ten spyte van al die foute wat ek het. Want ek weet, Here, u soek nie noodwendig perfekte mense nie, maar Here, ek voel baie keer broken as ek aan u dink, en ek voel nutteloos as ek kyk na al die foute en sondes wat 'n ou aanhoudend doen, en jy kry nie reg om dit reg te kry nie. Help ons asseblief, Here, om die Heilige Gees te vra om ons te help om hy foute reg te stel in ons lewe. Ons steek ons arms op na die hemel toe, Here, ons kyk op na u en ons sê,
Here, 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 vat asseblief hierdie stuurwiel. Jesus, take the wheel van ons lewens en geestesvoertuig en bestuur ons in 2026 in, want by U is ons veilig. Jesus is in control, Here, U is in beheer. Ons vra die dinge nie omdat ons verdien nie, maar enkel alleen net genade alleen. Amen.